'n spesiale woord van welkom dan ook aan elkeen wat inskakel by vandag se opname. Dis my gebed dat julle dan ook hierdie jeugdiens dan ook in besonder sal geniet, soos ek glo elkeen van ons hier in die banke so sal doen. Net daar waar ons sit, kom ons sluit ons oë in gebed en dan vra ons ook vir die Here se seën en teenwoordigheid tydens die boodskap. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend U naam kan loof en prys. Dat ons deur middel van liedjies vir U kan sê hoe eindeloos lief ons U het. Jesus, ons het U sommer baie lief. En dit is vir ons lekker om vandag hier in die kerk te wees. Want ons wil graag kom luister na die lesie wat U vir ons vandag wil leer. Maar Jesus, ek is maar baie keer bietjie kriewelrig en ek sukkel daar om stil te sit. Daarom vra ek, kom maak my rustig, kom help my om kalm te bly en te fokus op dit wat die dominee vandag wil sê. Seën asseblief vir die geleentheid, seën ook in besonder elke oom en tannie wat by die huis inskakel en ook na hierdie boodskap van vandag luister. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Goed, is julle reg vir vandag se boodskap? Goed, nou die tema het ons mekaar gesê, is die vraag, wat moet ek doen, sodat ek eendag hemel toe kan gaan? Nou ek gaan nou vir pappa en mamma 3 teksgedeeltes lees, uit die Bybel, nê? En as ek dit klaar gelees het, gaan ek dit vir julle hierso verduidelik, is dit reg? So as dit bietjie moeilik klink, wanneer ek dit lees in die Bybel, moenie bekommerd wees nie, ek gaan dit vir julle op 'n baie mooi manier uitbeeld hiervoor, is dit reg? Goed. Die 3 gedeeltes wat ons saam gaan lees, vriende, kom eerstens uit Lukas 18, vanaf vers 18, waar ons die volgende lees. 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus het geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord, al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is, om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Die wat dit gehoor het, sê toe, maar wie kan dan gered word? Hoor julle, daar sluit hy eintlik af met vandag se vraag. Wie kan dan gered word? Wie kan hemel toe gaan? Hoe kan ons hemel toe gaan? Die tweede gedeelte wat ek vir ons wil lees, kom uit Lukas hoofstuk 10, vanaf vers 25, waar ons lees, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Nou nog een laaste stukkie wat ek wil lees. Kom uit Johannes hoofstuk 3. Ons kan nie oor hierdie tema praat vanoggend, vriende, as ons nie 'n draai gaan maak by Nikodemus nie. Johannes 3 verse 1 tot 5. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.
Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word, as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Net tot sover ons teksgedeeltes vir vandag. Nou maats, ek gaan nou dit vir julle baie mooi eenvoudig probeer verduidelik vandag aan die hand van 'n teesak. Nou ek sê sommer in die begin, as julle hierdie eksperiment by die huis wil gaan doen, vra vir pappa en mamma, hulle moet vir julle die Lipton tee koop. Dis al teesakkie wat werk. Goed, nie enige van die ander maakers se sakkies wil dit doen nie. So pappa en mamma, as die kinders dit wil doen by die huis, onthou net Lipton se sakkies werk, hoor. Goed, nou, as ek so 'n sakkie uit die boks uithaal, weet julle wat is die eerste ding wat my opval, eerste ding wat ek raak sien, met Lipton se sakkies, het hierso so 'n toutjie aan, né? Die teesakkies wat ons drink by die huis het nie 'n toutjie aan nie. Hierdie het 'n toutjie, en hy's aan die een kant vas aan die sakkie, en aan die ander kant is hy vas aan 'n label. Nou as ek hierdie label lees, dan staan hier Lipton, né? So hierdie label beskryf die sakkie. Nou as ek die label rondtrek, sien julle die sakkie gaan agter die label aan, né? Omdat hy vas is met 'n toutjie. Sien julle dit? Oral waar as ek die label hier hou, dan is die sakkie daar. En as ek die label hierdie kant hou, dan is die sakkie daar ook, né? Want hulle is vas in mekaar. Nou weet julle wat? Daar's baie keer dinge in hierdie lewe, aardse goed, wat ons aan onsself label. Wat ons self aan onsself toeskryf. Wat ons dink ons belangrik maak, en wat ons baie keer ook dink goed genoeg behoort te wees, om ons in die hemel te kry. Ons sal baie keer dink, en as kom ons begin by die teksgedeelte. Wat het ons gelees van die mense in hierdie 3 teksgedeeltes? Ons lees die een ou het baie geld gehad, 'n ander het baie besittings gehad, 'n ander persoon het die skrif baie goed geken, en hulle het gedink omdat hulle baie geld het en baie besittings het, en omdat hulle die Bybel goed ken, moet hulle outomaties toegelaat word om in die hemel te kom, né? Maar Jesus sê elke keer met hierdie 3 voorbeelde, dit is nie goed genoeg vir 'n mens om in die hemel te kom nie. Geld kan jou nie red nie, besittings kan jou nie red nie, en om die Bybel net te ken, kan jou nie in die hemel bring nie. Maar weet julle wat? Daar's ander labels wat ons ook baie keer aan onsself toeskryf. Wat ons laat dink ons is belangriker as ander, né? Wat ervaar julle baie keer by die skool? Daar's maatjies wat sal sê ek is belangriker as jy want my pappa het meer geld as jy, as jou pappa. Of ek is belangriker as jy want ons huis is groter. Of my pappa het tog so 'n grande werk. Of ons van is dit. Of my oupa of my ouma het dit gedoen destyds hier in die dorp en dit maak van ons nogal eintlik belangrike mense. Dit het al met julle gebeur, né? Maatjies wat sal sê ek is beter as jy want ek kan die bal verder skop of harder slaan of ek kan hom van verder af ingooi in die net, né? Ons het baie keer sulke dinge wat ons aan onsself toe label en ons laat voel ons is belangriker en beter as mense rondom ons. En mense het al vir ons gesê, en dalk het ons ook al die fout gemaak om dit vir mense te sê, dat ons dink ons is beter as hulle. En dan dink ons ook baie keer hierdie goed, wat ons so aan onsself toeskryf, maak dat ons uiteindelik waardig is om hemel toe te gaan. Maar weet julle wat sê Jesus vandag vir ons? Niks van daai goed kan ons in die hemel bring nie. Hierdie label wat ek gesê, trek ons so, as jy hom so rondbeweeg, gaan die sakkie agter ons aan. Hierdie goed wat ons so baie keer aan onsself toe label, het baie keer 'n direkte effek op ons persoonlikheid. Die manier hoe ons optree, die manier hoe ons met die mense rondom ons praat, die dinge wat ons doen. Ons lewe baie keer verkeerd, en ons tree baie keer verkeerd teenoor mekaar op, as gevolg van die goed wat ons aan onsself label. Omdat ons dink ons het baie geld, dink ons kan doen wat ons wil.
omdat ons van dit en dit en dit is, kan ons maar sê en maak soos ons wil, want ek is 'n Van der Merwe, of ek is 'n Kloete, of ek is 'n wat ook al, né? Nee, ons mag nie toelaat dat hierdie goed wat ons in ons lyf toelabel, ons persoonlikheid beïnvloed nie. So die eerste belangrike ding wat Jesus ons vandag wil kom leer, is dat ons met hierdie label afknip. Ons moet hom afknip. Ons moet vir Jesus vra om die eie ek van ons weg te neem. Daai goed wat ons dink ons belangrik maak, daai goed wat ons dink ons in die Bybel in die hemel gaan kry, al daai aardse goed. Die eerste ding wat ons moet doen is om vir Jesus vra, vat dit weg. Dit speel nie 'n rol, dit is nie belangrik nie. Goed. Nou het ek die sakkie. Maar kan julle sien, hierdie sakkie is vuil. Hier's swart goed binne-in. sien julle? Né? En dis al die sondes wat ons al gedoen het in ons lewe. Al die sondes. Die Bybel sê ons is gebore en omdat ons uit die sondige natuur gebore is, bly ons elke dag sondes doen. En die Bybel sê ook, terwyl daar sondes in ons lewens is, kan ons nie hemel toe gaan nie. Ons moet daai sondes vir Jesus gee. Ons moet vir Jesus vra om ons sondes van ons weg te vat, né? Net Jesus se bloed kan ons aan die binnekant skoon was. Vriende, mens kry so baie keer mense wat hulle self weer laat doop. Onthou net, water kan nie dieper gaan as die vel nie. So om jouself weer te laat doop, gaan jou nie die binnekant skoon maak nie, en reinig van jou sondige verlede, en reinig van jou sondige identiteit nie. Daar's net een manier hoe ons aan die binnekant skoon kan kom, en dis vir Jesus te vra om in ons te kom woon, deur alleenlik vir hom lief te wees, en dan vir hom te vra dat sy bloed ons skoon was. Net sy bloed kan ons skoon maak. So die volgende belangrike ding, is ons moet nou hierdie binnekant van ons moet ons skoon maak. Goed, is julle met my? Is julle nog by? Nou, kom 'n belangrike ding. Nou vat ons hierdie teesakkie, en ons laat hom hier staan. Goed. Nou wat leer die Bybel vir ons nog? Die Bybel leer ons, dat ons moet vir die Heilige Gees vra, om ons te kom vervul. Nou ek het dit al gesê, maar ek deel dit weer met julle almal. Ons almal is gevul met die Heilige Gees, anders kan ons nie leef nie. Dis die Heilige Gees wat maak, dat ek vandag hier kan staan, dat ek met julle kan praat, dat ek kan asemhaal. Almal van ons is gevul met die Heilige Gees. Maar die Bybel sê dat ons moet onsself laat vervul met die Heilige Gees. Met ander woorde, ons moet ons lewe vir die Here gee. Ons moet vir die Here sê, neem leiding van ons lewe, neem bestuur van ons lewe. Ons doen wat U van ons vra. Né? Ons staan in diens van U. So wat belangrik is dat ons moet nie net sê die Heilige Gees moet eers rondom ons wees nie. Die Heilige Gees moet ons aan die brand kom steek, né? Julle sien wat gebeur. Steek ons hom aan die brand. Nou begin hy brand. Met ander woorde, wat sê die Bybel? Ons gaan nou daarby uitkom. Kom ons kyk wat doen hy. Daar styg hy op. Wil ek dit weer doen? Is dit cool? Ek is bly. Ek was bekommerd. Kom ons doen dit weer. So die eerste ding is, ons raak ontslaaf van al daai eie ek dinge wat ek dink belangrik is. Die tweede ding is, ons vra vir Jesus om ons skoon te was. Ons sit die sakkie mooi regop. Maar wat nou belangrik is, nê, terwyl daai vlammetjie so brand, en hierdie ding is besig om af te brand, weet julle wat simboliseer dit? As die vlammetjie bo begin brand en hy brand tot onder. Wat die Bybel vir ons sê, ons moet ons liggie vir Jesus laat skyn. En dit moet nie net 'n gedeelte wees van hierdie ding wat brand nie, ons hele lewe lank. Hierdie teesakkie simboliseer ons hele lewe. Vandat ons hart vir die Here gegee het tot die dag dat ons doodgaan, moet ons brand vir die Here. Moet ons liggie skyn vir die Here. Ons moet elke dag, vandat ons 'n kind is, totdat ons eendag 'n ou mens is, nê, moet ons liggie vir die Here laat skyn. Moet mense in ons, as hulle na ons kyk, moet hulle kan sien, ons is gevul met die Heilige Gees, en ons vlammetjie brand vir Jesus, nê? En as ons in daai vlammetjie ons hele lewe lank brand vir Jesus, en ons is in 'n verhouding met die Here ons hele lewe lank, wanneer ons dan doodgaan,
beloof die skrif ons, gaan die Here ons kom haal en neem hy ons waar hy is, né? En dit word mooi gesimboliseer met die opgaan. Wil julle weer sien? OK. So daar's ek het nou ontslae geraak van my ou sondige natuur en ek het my hart vir die Here gegee en ek het vir hom gevra met al my sondes kom skoon was. Nou vra ek dat die Heilige Gees in my kom woon. Daar begin my nuwe lewe. Oral waar ek gaan en alles wat ek doen, van jong tot oud, wys ek vir die mense, ek is 'n liggie vir Jesus. En eendag as ek gaan doodgaan, dan gaan Jesus my kom haal en dan gaan ek hemel toe saam met Jesus. Dan gaan ek eendag bly waar hy is. Is dit cool? Wil julle dit by die huis gaan probeer? Wil julle elkeen 'n teesakkie hê? Mamma en pappa mag elkeen van hulle 'n teesakkie kry. Enige besware moet maar asseblief 'n brief skryf van die kerkraad. Goed. So dis die boodskap wat ek wil hê julle moet onthou vir vandag. Gaan julle dit onthou? Jesus het jou baie lief. En daar's vir elkeen van ons 'n plekkie in die hemel. Hy wil almal van ons daar hê. En in die Bybel leer hy vir ons. So moenie dink die eie ek kan in die Bybel kom nie. Jou kennis en jou aardse besittings kan jy nie in die hemel bring nie. Jy moet van dit ontslae raak. Dan saam met dit moet jy vir Jesus vra om in jou hartjie te woon en hy moet jou skoon was van al jou sondes. En saam met dit moet jy vir die Heilige Gees vra om jou nie net te vul nie, maar te vervul dat hy jou sal lei. En vir jou hele lewe lank moet jy elke dag probeer na die beste van jou vermoë om daai liggie te laat skyn vir almal daar buite. Is dit reg? Moet ek dit nog een keer doen? Een laaste keer. OK, nog een laaste keer. Dis eintlik lekker. Hier's 100 sakkies, ons kan lank aanhou. Right, kom ons doen dit nog een keer. Reg. Laaste keer. Agata. Ag gaan my op. Wil julle ook eendag so opgaan na die hemel toe? Nou toe. Jesus se liefde en eindelose genade maak dit vir elkeen van ons moontlik. Goed. Terwyl hy so afsak, kom ons maak ons oë toe. Jesus, baie dankie vir vandag se boodskap. Dankie dat ons kan weet dat die hemel nie maar net 'n feeverhaal of 'n mite is of iets is waarby ons nie kan uitkom nie, maar dat U Jesus dit vir ons moontlik gemaak het deur die kruis en die opstandingsgebeure, sodat ons so kan weet daar wag vir ons 'n nuwe adres. Here, na aanleiding van vandag se boodskap bid ek eerstens dat U my sal help, dat ek al daardie dinge wat ek aan myself toeskryf, wat ek dink goed genoeg gaan wees om my in die hemel te bring, of wat ek dink my belangrik maak hier op aarde, dat ek dit op sy sal skuif, dat ek U sal vra om dit van my weg te neem. Here, die skrif sê dit vir ons so mooi, dat U trek immers niemand voor, en niemand is belangriker as ander nie. En ons moet ook nie met daardie ingesteldheid leef en dink dat ons belangriker is as die persoon rondom ons, of dit nou is weens die klere wat ons dra, die voertuig wat ons ry, of die hoeveelheid geld wat ons in die bank het nie. In U oë is ons almal ewe belangrik, en ons moet met daardie selfde ingesteldheid dan ook teenoor mekaar optree. Tweedens, Jesus, dra ek my ou vuil self aan U op. En ek bid, Here, daar waar water nie kan skoonmaak nie, mag U bloed my reinig van elke oortreding wat ek oorgaan het. Nie net nou nie, maar tot in die verre verlede, elke verkeerde ding wat ek al verkeerd gedoen het, Here, vergewe my en was my asseblief skoon. En derdens, Here, bid ek, mag ek nie net gevul wees met die Heilige Gees nie, maar ook vervul wees met die Heilige Gees, sodat ek sal gaan en sal doen dit wat U van my vra, dat ek daagliks na die beste van my vermoë, al weet ek gaan foute maak, sal my bes sal probeer om die liggie te wees wat skyn in hierdie donker wêreld, en dat as mense na my kyk en na my woorde luister, dat hulle U sal hoor, dat U in my bly. Seën asseblief elke kind wat hier sit, seën elke ouer,
Seën elke huisgesin. Ons bid dit in u groot naam alleen. Amen.